Welkom by vandag se les oor wanneer om 'n datastel te denormaliseer. In hierdie sessie gaan ons ondersoek wat denormalisering is, hoekom dit gebruik word en wanneer dit sin maak om dit toe te pas. Denormalisering is die doelbewuste omkering van normalisering, waar ons beheerde redundansie byvoeg om werkverrigting te verbeter. Hierdie benadering word nuttig wanneer dataherwinningsspoed belangriker is as die handhawing van streng datadoeltreffendheid. Kom ons kyk van naderby na wanneer en hoekom denormalisering jou stelsel kan bevoordeel. Die hoofdoel van denormalisering is om navraag te bespoedig deur die aantal verbindings wat oor verskillende tabelle benodig word, te verminder. Wanneer navraag prestasie krities is, word denormalisering veral nuttig in stelsels wat vinnige reaksies vereis, soos intydse of hoë verkeer toepassings. Wanneer gereelde aansluitingswerkverrigting vertraag, kan die denormalisering van die dataverwerkingstyd aansienlik verminder deur te vereenvoudig hoe navraag toegang tot verwante inligting verkry. Vir verslagdoening en analise help denormalisering deur geaggregeerde of gedupliseerde data te stoor, wat dashboards en opsommings baie vinniger genereer. Van die algemene tegnieke vir denormalisering sluit in die skep van opsommingstabelle, die kas van vooraf berekende resultate, of die samesmelting van verwante tabelle in 'n enkele struktuur. Daar is egter 'n belangrike kompromie. Terwyl denormalisering spoed verbeter, verhoog dit stoorbehoeftes en die risiko van data-inkonsekwentheid, wat beteken dat opdaterings noukeurig bestuur moet word. Opsommend, denormalisering is 'n prestasiegerigte strategie wat gebruik word wanneer vinnige dataherwinning swaarder weeg as die behoefte aan minimale berging en perfekte konsekwentheid. Deur samevoegings te verminder en opsommings of saamgevoegde tabelle te skep, kan dit navraagspoed aansienlik verbeter, veral in verslagdoening, analise of intydse toepassings. Dit is egter noodsaaklik om versigtig te beplan, aangesien die bygevoegde oortolligheid bergingsgebruik en die risiko van data-inkonsekwentheid kan verhoog. Dankie vir die kyk en onthou, denormaliseer slegs wanneer die prestasiewinste die kompromie werklik regverdig.